Na Jesus se aardse lewe, na daardie opstanding, het Jesus opgestaan en aan die mense verskyn. Jesus het aan 'n klomp mense verskyn. Hier in klein groepies, daar in groot groepe, aan mans, aan vroue, aan disippels, aan skare mense. Jesus het menigte male saam met hulle gaan sit en saam met hulle geëet en vir hulle gewys en verkondig dat hy die een is wat opgestaan het en dat hy die Heer is. Dit laat my wonder, hierdie geleenthede wat ons het om saam met ander te eet, hierdie tyd wat ons het om na te dink oor die opstanding, voordat Pinkster aanbreek, voordat daar die Heilige Gees uitgestort is, voordat daar die hemelvaart plaasvind, het ons genoeg daar, om juis hierdie getuienis te gaan uitleef, om nou te maak soos wat Jesus gemaak het. Ons is nou daardie disippels wat die skare moet gaan dien. Ons is nou die wat moet gaan en gaan verkondig en gaan vertel. Nie net aan een persoon nie, maar nie net aan 'n skare mense nie, nie net aan mans nie, nie net aan vrouens nie, aan almal. Ons opdrag, ons roeping, is om nou hierdie getuienis, Jesus Christus te gaan verkondig, saam met mense waarby ons eet, saam met die met wie ons sommer net vinnig gesels, of juist die aan wie ons nie eintlik woorde het nie, maar om aan soveel as moontlik mense nou hierdie getuienis te bring. Dis eintlik ons verantwoordelikheid om nou die mense en die skare te dien, om aan hulle hierdie verkondiging en hierdie getuienis te bring. Jesus Christus het na daardie opstanding hierdie getuienis gaan uitleef. Nou leef ons dit uit. Nou is dit vir ons daardie herinnering elke dag. Het jy vandag vir iemand gesê, Jesus Christus lewe? Het jy vandag vir iemand gesê, Jesus Christus is die Heer? Mag hierdie getuienis jou so aanraak, dat jy dit gaan uitleef en gaan getuig. Here, ons bid vandag vir elke een. Here, raak ons aan, sodat ons hierdie getuienis sal gaan uitleef. Here, wys vir ons, laat ons sien, laat ons hoor en laat ons voel, daar waar ons vir iemand hierdie getuienis moet bring, dat U die Heer is. Amen.